Tutela ondersteun al vir 9 dekades die mees kwesbare lede van ons samelewing. Ek gesels nou met uitvoerende hoof Trini Drotsky en opleiding en bemarkingshoof Marijke Venter oor die werk wat Tutela doen. Baie welkom dames, lekker om julle ook hierso te hê, né? Dankie. Luister, kom ons begin sommer net. Vertel vir my van Tutela se oorsprong en visie. Ja, Tutela bestaan al vir 93 jaar, verskillende name, maar ons is gestig uit die NG Kerk en ons hele doel in die lewe en visie is om daardie mense waarvan ons in die samelewing vergeet het, wat nie 'n stem het nie, wat swaar kry, dat ons hulle aanraak. Daar waar niemand wil loop nie, waar niemand wil aanraak nie, wil ons aanraak. En ons wil net mense bemagtig en help om hulle volle potensiaal te bereik. In die maatskaplike sektor is dit ons grootste doel en ons grootste wen. En julle kry dit al vir soveel jare reg, 93 jaar, genigtig. Wat is die programme wat julle vir jy weet, aan die gemeenskappe bied? Ons het basies 4 programme, Pieter. So ons begin met bemagtiging, dis ons eerste projek en program wat ons aanbied. En ons gaan later 'n bietjie gesels oor ons jeugprogram wat ons nou geloods het, wat deel is van dit. Dan die tweede program is ons vroeë ontwikkelings- en intervensieprogram, wat gaan daaroor om regtig al by mense betrokke te raak voor die krisis gebeur. Want so baie keer kom maatskaplike werkers eers wanneer ons in 'n krisis is. En dan is daar eintlik nie so baie wat ons meer kan doen nie. En dan ons derde program wat regtig eintlik maar ons kern is waar ons betrokke is by mense van kinders tot by ouer mense, bejaardes. Ons het 11 gesinsorgorganisasies wat saam met ons werk en kantore, 7 tuistes waar ons bejaardes ondersteun en dan ook 2 kinderhuise basies waarby ons betrokke is. En dan ons vierde program wat so 2 jaar terug begin het is om mense te help wat in 'n koöperatiewe omgewing hulp nodig het. So dit is die 4 program. Luister, dit klink so maklik, dit klink net sommer so, dis maar wat ons doen, maar dit is so enorm met werk wat julle het en taak wat julle het. Ek kan net my hoed, ek al die hoedens wat ek het, wil ek vir julle afval. Vertel vir my so vinnig net ook oor die AG projek, jy weet, en die leierskap ding wat julle doen vir ons jeug. Ja, ons projek is gebore uit die, om net mense te irriteer Ek wil fancy klink met die AG. Ja, dis 8. So dis die Agile Generation en die toekoms is die jeug in wie ons vandag belê, ons toekoms in Suid-Afrika. En so die projek is vir 16 tot 18-jariges wat leierskapseienskappe wys, wat betrokke is in liefdadigheidsprojekte. En ons wil vir hulle die geleentheid gee om te kom wys dat hulle verskil maak al van jongs af. En dis ook 'n manier om ons toekomstige projek om jeugbemagtiging en opvoeding. Daar's baie jeug wat nie kan bekostig om universiteit toe te gaan of om na 'n naskoolse opleiding by te woon. En ons wil graag daai jeug opbou en bemagtig, daai jeug wat nie kan bekostig om hulle self verder op te lei nie. En ons projek is die beginfase van dit om te sê, ons jeug staan, ons jeug bou 'n nuwe toekoms en maak 'n impak. En dit is in die belegging en leierskap en in resilience en om 'n agile generation, fast moving in a fast moving world. Ag, dit klink fantasties, hè? Ek het hom daar ingewerk. En dit is vir my so mooi, want ek meen, dis obviously die generasie, die jeug van vandag gaan ook die ouer garde word, om hierdie ding vir die volgende 90 jaar wat vorentoe te kan vat. Presies. Dis net absoluut amazing. So wat is van die uitdagings wat jy ervaar in jou werk en hoe samel julle nou obviously geld in vir Tutela, want ek dink baie mense dink, wat gaan 'n 50 vir 100 rand tog nou help? Ja. Ons uitdaging is eintlik maar dat ons nooit weet waar ons finansies vandaan kom nie. Ons is op die ou einde, ons lewer aan 41,000 mense 'n diens. Sure. En ons lewer 'n diens aan die mense wat nie die diens kan koop nie. So ons is nie 'n produk wat ons verkoop, buite die professionele maatskaplike diens wat ons aan daardie 41,000 lewer. En wanneer mense 'n donasie maak, dink hulle baie keer R50 of R100 maak nie 'n groot verskil nie. Maar as jy 100 mense het wat R50 gee, maak dit 'n reuse verskil. So dis maar een van ons uitdagings. Ons ander uitdaging is dat mense nie altyd maatskaplike werk verstaan nie. Hulle verstaan nie as ons 'n kind moet verwyder wanneer hulle mishandel word of gemolesteer word nie, dat ons daai kind, ons verantwoordelikheid is om daai kind te beskerm. En mense verstaan nie daai prosesse altyd
altyd nie. Maatskaplike werkers word baie geoordeel oor dit wat hulle doen. Maar ons doel is net om 'n kind te beskerm. En ons die is nie altyd belangrikste. perfek nie. Ons maak ook foute in ons werk. Ons is ook human. Maar wanneer mense as volonteërs betrokke raak of hulle tyd gee of die bietjie wat hulle dink nie 'n verskil maak nie, maak dit in ons werk 'n reuse verskil. Dames, het so hardloop die tyd uit. Ag, dis nou erg, maar ons gaan julle verseker ondersteun met die projek en natuurlik ook gaan opsoek by Tutela op al die sosiale media platforms en dinge. Bly ingeskakel want net hierna kuier die legende Rian van Heerden saam met ons in die ateljee. So hartlike goeiemôre, good morning.